Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Die gawes van die Gees. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. 1 Korintiërs hoofstuk 12, vers 1 en vers 7. Paulus verklaar dat die gawes en manifestasies van die Gees in die kerk vasgestel is, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Efesiërs hoofstuk 4 vers 13. Nie alle mense ontvang dieselfde gawes nie, maar aan elke dienaar van die meester word 'n gawe van die Gees beloof. Die Here het allerhande bekwame werkers nodig, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Efesiërs hoofstuk 4, verse 11 en 12. In onmiddellike verband met die tonele van die groot dag van God, het die Here deur die profeet Joël 'n spesiale manifestasie van sy Gees beloof. Joël hoofstuk 2 vers 28. Hierdie profesie het 'n gedeeltelike vervulling ontvang in die uitstorting van die Gees op Pinksterdag, maar dit sal sy volle vervulling bereik in die manifestasie van goddelike genade wat die slotwerk van die evangelie sal vergesel. In hierdie tyd is die spesiale gawe van goddelike genade en krag nie minder nodig vir die kerk as in apostoliese dae nie. God sal vandag mans en vroue met krag van bo begaaf, soos hy diegene begaaf het wat op Pinksterdag die woord van verlossing gehoor het. Op hierdie einste uur is sy Gees en sy genade vir almal wat dit nodig het en hom op sy woord sal neem. Die gawes is reeds onsin in Christus, maar hul werklike besit hang af van ons ontvangs van die Gees van God. As hulle met Christus verbind is, as die gawes van die Gees hulle sin is, sal die armste en mees onkundige van sy disippels 'n krag hê wat op harte sal spreek. God maak hulle die kanaal vir die uitwerking van die hoogste invloed in die heelal.